Welkom by die 4de deel van ons 8-deel reeks. En hier gaan ons praat oor, hoekom is die doop belangrik? En ek wil eerstens wegtrek met 'n groot aanhaling en vir jou sê, want dit is 'n Bybelse opdrag. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal verlos word, sê die woord in Markus 16 vers 16. Maar wie nie tot geloof gekom het nie, sal veroordeel word. Petrus antwoord hulle en hy sê daar in Handelinge 2 vers 38, en ek kan dit gou vir jou lees, Handelinge 2 vers 38, lees saam met my. Petrus antwoord hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Nou, om jou te herinner aan 'n teksvers wat ons voorheen gelees het in Matteus 28, wil ek tog dit net weer onder jou aandag bring, Matteus 28, kom ons lees dit net terwille van verheldering van ons gedagte rondom hierdie onderwerp. Volg dit saam met my. Jesus sê self, hy sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Met ander woorde, hier vind bekering plaas, dit is belangrik om van kennis te neem. Deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Dis die bediening van die sakrament, met ander woorde die verbintenis, soos wat ons geleer het. En hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het, dis die opvoeding gedeelte. En kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. En dit kan ons beskou as die doping van die Heilige Gees, want hy is met ons deur sy Gees, wat ons dan nou nooit alleen sal laat nie. So hier's 'n paar stappe wat baie mooi verduidelik word in Jesus se opdrag. Nommer 1, jy moet tot geloof kom. Jesus aanneem as jou persoonlike saligmaker. Die tweede aspek is, die tweede stap is om gedoop te word, 'n openbare belydenis van jou radikale geestelike transformasie en jou onherroepelike verbintenis tot Jesus en sy wil vir jou lewe. En dan kom jy by die derde stap. En in hierdie stap verbind jy jouself daartoe om God se wil beter te verstaan deur volgehoue Bybelstudie, die opvoeding gedeelte. Jy verdiep jouself in die kennis van God se woord en dit bring jou by die vierde gedeelte. Jy laat die werking van die Heilige Gees in jou lewe toe. Met ander woorde, sodat God altyd by jou sal wees tot aan die volëinding van die wêreld. Dit bring my aan die einde van die 4de kort videoetjie. Volgende keer in deel 5 gaan ons gesels oor, hoekom behoort jy jou te laat doop? Sien jou daar.